daar's baie, dis regtig nogal 'n mens, weet jy sê, jy grin nogal as jy die storie hoor. Daar's eintlik, daar's iets snaaks in die storie, maar dis 'n tragiese storie. En dis die storie wat ek nou maar noem van die arme mense in die Amazone oorlog. Daar het hierdie stam gebly op sekere plek in die Amazone. En hulle was regtig eenvoudige mense, het eenvoudig gelewe, maar was gelukkig. Hulle was regtig gelukkig. Hulle het al gehad wat hulle die bome afgepluk het en hulle goeders gedoen het en so aan. En toe kom daar 'n mynmaatskappy en hulle doen eksplorasiewerk en hulle vind een of ander edelmetaal, redelike groot neerslag daar. En hulle kry die mynregte en daar gaan nou 'n myn begin. En wat is baie ver van die naaste stede en so aan. Een of ander slim ou op die direksie besluit, maar ons het die mense gebruik. Ek weet hulle leef. So ons kan hulle oplei om die basiese mynwerk te doen. Dit gaan hulle verskriklik baie geld spaar aan die mynmaatskappy. Hulle hoef nie skole te bou nie. Hulle hoef nie klinieke te bou nie. Hulle kan net die mense gebruik. So hulle hoef nie huise te bou. Dis die ander groot ding wat hulle moes gedoen het. So hulle begin gebruik hierdie mense. Die eerste week is almal wat nou gevra is om te kom help. Asseblief, dis goeie mense. Eenvoudig, maar dis goeie mense. Hulle wil help. So hulle is daar, hulle word nou opgelei. Aan die einde van die week 1, toe kry hulle nou hulle week se loon. Maandagoggend, toe is niemand by die werk. En nou stuur hulle ouens buite van, jy weet, wat gaan dan, waar is julle, die myn staan stil, ek want dis miljoene rande per uur. Nou sê maar, hulle moet verder te werk, ja, dis so baie geld, hulle moet die geld kan baie lang, hulle het nog nooit so baie geld gehad, hulle het nie nog geld nodig. En dit is 'n massiewe krisis, kan jy besef, want ek weet nie net staan die werkstel nie, daar's geweldig baie klaar, jy weet, kapitaal ingestoot net om die ding en so, elke dag wat hy stil staan, kos dit nou geweldig baie geld, behalwe die verlies in die toekoms. So hulle het een vergadering op die ander en toe kom 'n bright ou met die idee. Hy besluit om iemand van iewers af van 'n stad af brosjures te kry. Weet jy, is hierdie goed, ek weet by Clicks kry jy nog sulke boekietjies. Weet, dis net parfume en goeders wat nou nie boekies is. Maar hulle in die ou dae toe ek 'n kind was, het ek bespring ook op party slag van die brosjures gekry, daar's horlosies in, daar's bangles in, jy weet, oorbelle, ringe, spieëls, enige dag, blink dag. En hulle deel het vir die mense uit. En die volgende dag was almal terug by die werk, en ander ons niks om aan die werk. So, die storie eindig, daar het hulle onskuld geëindig. Hulle het eenvoudige, rustige, kalm bestaan gevoel. En toe kry hulle die siekte toestand met die boeke. Toe raak hulle die slawe van die mense wat hulle betaal. En die siekte wat hulle opgedoen het, word genoem staphytes. Staf soos in goed en itis soos 'n inflammasie. Want dit werk presies net so. Dis 'n siekte, jy kry hierdie siekte van meer en meer en meer en wil hê en wil hê en wil hê, en dit raak letterlik, dit infekteer jou hele bestaan, word geïnfekteer deur hierdie staphytes ding. En dit maak, waarom gaan ons tema? Dit gaan oor versorg die tuin van jou siel. Vandag se tema is sondig vir jou siel. Hierdie onversadigbare behoefte na meer maak dit donker in jou siel. Die sondige in jou lewe verdwyn. Dis meer motor, meer huis, meer tyd, meer geld, meer alles. En ons weet, man, daar's niks fout met die goed, dis die punt. Maar daar's iets in dit wat jou onskuld steel. Daar's iets wat die lig in jou siel uitdoof in dit. As jy dit nie reg verstaan en benader nie. So daar's niks fout met die goed nie. Ek meen, hierdie skepping is 'n skepping van oorvloed. Dis 'n skepping van oorvloed. Daar's genoeg vir almal in oorvloed. So dit gaan nie oor die staf nie. Dit gaan oor wat die binne aangaan en wat dit aan jou doen. As jy nie, ons gaan nou oor dit kom, 'n divine center in jou siel het.
Jy sien die geanker is in 'n divine center. Dis wat die probleem is. Want hier is die ding, dis die interessante ding. God het vir ons daai behoefte, het hy vir ons gegee. Hy het dit in ons harte geplan. Hierdie ding van meer. Dit kom van hom af. Dat ek nou eers gou dit sê, ek nou heeltemal my storie deur mekaar gevat. Kom ons gaan kyk net gaan daarna. Prediker 3 vers 11, dis my goed is deur mekaar. God het elke ding gemaak en dit pas in bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mense die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Nou, daar sê, die Engels sê dit in die Amplified Bible, sê dit nou net baie meer die hakies verduidelik vir. He has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity. There's a sense of divine purpose in the human heart. A mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out, comprehend or grasp what God has done. His overall plan for beginning today. So daar's hierdie misterieuse verlange wat ons is so gemaak met dit. Hierdie misterieuse soeke vir begeerte na iets en dis God. So daar's niks fout daarmee. Die probleem is, as jy nie die divine center het, dan is dit dan raak dit hierdie begeerte, hierdie behoefte raak wat krap in jou siel, maak dit donker. En so die soeke na meer en meer is eintlik 'n soeke na meer en meer van God en sy teenwoordigheid in jou lewe. Begrip van hom, die verstaan van hom. So as dit so is, as dit waar is, en dit is waar, want dit wat daar staan, dan is elke self-storage plek wat jy sien, waarby jy verbyry, is 'n tragiese verhaal. Dis amper soos die arme mense van die oorlog. Dat maak dit nie sin wat ek nou sê, maar dit net gou so daar. Hoekom is daar self-storage units? Daar is mense wat na kleiner huise toe gaan, hulle moet plek kry. Daar's mense wat hulle huise verkoop, wat tydelik hulle goed daar moet. Daar's mense wat toerusting vorentoe gaan gebruik, wat nie nou kan gebruik. Maar 'n groot persentasie van mense se goed wat in self-storage is, hulle het te veel. Interessant, ek gaan nou vir 'n paar artikels uit, kom ek weet dit nog op tyd, né? Boom times for the storage industry. Dit is die Business Times, né? Die eerste sinnetjie sê daar, dit sê dis as gevolg van hierdie online aankope wat jy kan doen. Dit het mense baie meer nou laat koop as van tevore. Nou kry die plek met die nuwe goed wat ingekom het, plek vir die ander goed wat in die huis is. Nou moet hy gestoor. What's behind the self-storage property money back? Ek kan nie oor as minute dat daar's 'n meestersgraad wat onlangs gedoen is by die Universiteit van Kaapstad oor hierdie ding van online storage. Ek het gaan kyk na Google. Daar is net, dis Durbanville, as jy 'n stukkie van kry van dit Durbanville tot Niers, dit net oor in die een, in België. Dis die hoeveelheid self-storage plekke wat daar is. En soos ek sê, ek weet, ek het Vrydag met iemand gepraat wat van sy toerusting wat hy nie nou gebruik het daar. So dis nie die probleem nie. 'n Groot deel van die mense wat so goed daar gestoor is, het te veel van alles. So dat hy by sy eie huis nie plek het nie. Ek weet nie wie van julle storage wars al gesien het. Dit is 'n baie oulike program vir 'n ruk. Later kan jy nou nie meer die affære vat nie. Daar's ene van Kanada, daar's ene van Australië, daar's ene van oral. Wat mense nie langer die storage betaal nie, en dan na 'n sekere ruk, dan word die goed verbeurd verklaar, en dan kry hulle ouens in, maak hom oop, dan kan jy nou kyk wat dit daar binne, en dan bied die ouens 'n betaalde bedrag vir die. Baie interessant wat jy nou altyd daar kry. Die groot rede daarvoor is mense klaar alweer te veel ander goed bygekoop. Nou besluit nie, maar daai goed moet nog maar bly. Of, dit kos so duur, hy kan dit nie langer betaal nie, dan los het. So, dit is 'n donker prentjie wat ek skets. Maar ek en jy verstaan die storie.
dis stafietes. Die ouens wat nou hierdie goed bestudeer, die emosionele en die sielkundige impak wat dit op ons het, hierdie bymekaar maak, van goed, wat ons almal doen. Dit het psigotiese afmetings aangeneem. Wat is 'n psigose? 'n Psigotiese persoon. 'n Psigotiese persoon is iemand, hy het kontak met die werklikheid verloor. Hy het kontak met die werklikheid verloor. En dis die ding van stafietes, die inflammasie is erg genoeg, jy verloor kontak met die werklikheid. Jy koop goed en betaal goed, selfs op skuld, net om dit te kry. Jy gaan dit nie regtig gebruik nie, vir 5 jaar van nou af, betaal jy dalk nog steeds aan daai ding. Maar jy gebruik hom nie meer. Dis psigoties. Jy het maar kontak met, ek besluit nie julle, ek is stafietes. Ek sê net, dis feite. En dit het 'n hartverskeurende impak op ons siele. Dit raak soos as jy praat van versorg die tuin van jou siel, né? Die tuin moet onder andere, jy weet, genoeg sonlig kry. As jy nie sonlig kry nie, as sukkel die goedjies, hulle raak siek, hulle raak dood. Hierdie goed maak dat ons siele daar donkerte wolk oor ons siele kom. Hierdie ding van stafietes. So behalwe vir die feit dat die Divine Center wat is nodig om by uitkom, is die hoeveelheid mense wat in angs lewe en wat wakker word in die nag van sweet. Ons praat nou nie eers van die Divine Center nie, maar net oor hoe hard hy moet werk om al daai goed te kan betaal. Waarvan hy klomp nie nodig het, of hy 2 of 3 keer dieselfde ding. So dit maak ons dood. Dis 'n letterlik 'n bose kringloop, meer en meer en meer. So wat dit hartseer maak, is dat jy eintlik die oorsprong van die ding, daar's 'n goddelike oorsprong. As jy die gat in ons hart wat hy gesit het, sê Prediker, na meer, maar dit is meer na hom. So daarom is dit tragies, as jy die storie hoor van die arme oorwinnaar. Dit is tragies as jy die storage geboue sien. Goed wat daar gestoor word, omdat dit is net, dat baie van hy word nog steeds afbetaal op 'n kredietkaart en maar dag. Dit is mos nou 'n sad situasie, wat nie so moet wees. En eintlik is dit hierdie pragtige begeerte wat God in jou hart geplaas het, en die Satan gekom het en op so 'n manier heeltemal skeef getrek het. Nou, dit is presies waarvan Jesus praat in die baie bekende gedeelte van Matteus 6, waar hy praat oor besittings, oor staf, wat ons almal goed ken. Ek het net stukkies uitgehaal, anders pas dit op die bladsy. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, of wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, let op die veldvleetjies groei. Hulle soek nie, hulle maak nie klere nie. As God in die gras van die veld wat vandag nog is en môre verbrand word, so versuur, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer of vra wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waarin ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Dis die Divine Center en die wil van God, dan sal julle ook al hierdie dinge verniet gee. Hy sê nergens daar, of enige ander plek, dat die dinge, dat daar's fout met die dinge. Dit staan nie daar nie. Dis die bekommernis wat daai dinge in jou lewe veroorsaak. En as jy praat van ongelowiges daar, wat is 'n ongeloof? Daai ou glo nie dat God vir hom die kos sal gee wat hy nodig het. Die basiese goed wat hy nodig het, hy glo nie God sal dit vir hom gee nie. Nou, dis ongelowig. 'n Gelowige glo God sal hy goed vir my gee. In die regte volgorde, presies soos wat ek dit nodig het, sal hy dit vir my gee. Hoor dit vir jou. God sal vir jou gee wat jy nodig het, in die regte volgorde vir wanneer en waar en wat jy nodig het. Hy sal dit vir jou gee. Moenie jou bekommer.
Hy sal dit vir jou gee. Dis geloof. Nou as jy nou gaan kyk, ek gaan dit nou so maak. Waar staan hy gedeelte in my Bybel? Ek gaan nou draai dit allemaal, kom ons begin die kant. Die gedeelte wat ons gelees het, is nou daar, die sorge van die lewe is daar loop by, as ek nou te lees het. Nou voorom, al die goed voor dit, praat ek presies dieselfde. Dis hoekom hy sê, daarom sê ek vir julle, ek het nou hierdie goed als hierbo gesê, op grond daarvan, daarom sê ek het vir julle. So wat is die goed wat ek boontoe van gepraat het? Wel, die eerste ding is wat ek praat, as julle die armes help. Een van die beste geneesmiddels vir stafitis is vrygewigheid. So, net so te loop, dis wat hy daar sê. Hy sê, as julle bid, met ander, hoekom ons bid vir God vir dinge en vir goed. So daar sê, hoe bid jy dan nie ons Vader? Jesus sê, as jy vas, dit gaan oor dat jy gaan vertoon. Jy weet, jy wil wys, ek ry ook 'n Discovery, of 'n Mercedes-Benz. Jy weet, ek het ook van hulle gehad. So hierdie gaan oor wat jy gaan vertoon, wat jy projekteer, dis daai ding, wat jy daar doen. Dan kom oor die skatte in die hemel, dan die lig vir die liggaam, God en Mammon, sorge van die lewe. So hy skets nie so, hy maak net die grond reg met die eerste twee, en dan kom hy by die skatte in die hemel. Hy sê, moenie julle so afsloof en te kere gegaan, oor goed wat definitief tot niet sal gaan. Definitief. Hy goed gaan alles tot niet gaan. Fokus op dit wat ewig is, op dit wat goed is, op die goeie God. Fokus daar. Dit is die volgende wat hy sê, die lig vir die liggaam. Hy sê, as jy die lamp van die liggaam is die oog, as jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees? Ons praat oor sonlig vir jou siel. As jy 'n verkeerde siening het van staf, het dit die outomatiese vermoë om dit donker te maak in jou lewe. Wat het daar sê? En die derde ding, jy kan nie twee bases tegelyk werk, die God en Mammon. Jy so of vir die een minder ag en die ander die oor, of so. Wat hy sê? En nou laat hy dit gesê, sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle bekommer nie. Ek is julle goeie hemelse Vader. Ek sal vir julle die goed gee, wat julle nodig het, om gelukkig in eenvoud te kan lewe. Die divine center wat ons kort kom, is die koninkryk van God en die wil van God. As jy gaan verstaan, wat is dit wat hy met jou lewe wil maak? Nie wat wil ek alles hê, wat wil ek alles kry, wat wil ek alles doen. En ek sê weer, die kwaad lê nie in die goed nie. Sy skepping is goed, alles wat gemaak is goed en in oorvloed. Gaan ons daar kyk. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees sê. So daar waar jou fokus is, dis die ding wat jou lewe, waarom jou lewe gaan draai, dis jou senter. Maar dit kan nooit blywende geluk gee. En ons weet. So, die punt is net dit. Ek het vergeet om dit te sê, maar die punt is net, ek het al gesê, dit gaan nie oor die staf nie, dit gaan ook in daai gedeelte, gaan nie oor die dinge nie. Abraham, Josef, Salomo, Job, jy kan nie al die ons van op, was skat van die rykste mense van hulle tyd, dis nie die punt nie. Dit gaan nie oor die goed, dit gaan oor God, en die rol wat hy in jou lewe, dan sal hy jou al die goed gee. En as dit dan nodig is, dat jy die Mercedes opgee, en die Discovery, en wat het ook al, as jy dit nodig het, sal al die goed vir jou gee. Moenie jou bekommer nie. So ons kan al hierdie goed, kan ons saamvat met die woord eenvoud. 'n lewe van eenvoud. Dis waar dit gaan, simplicity. Die oomblik as mense deesdae praat van simplicity of eenvoud, is almal die ene oor. Want almal, hoekom? Want almal swag. Net na eenvoud, van 'n slag. Net na rus vir jou siel, 'n slag.
Maar ons dink eenvoud gaan oor minder besittings en minder afsprake en aktiwiteite, minder to-do list, want dit is byprodukte daarvan. Eenvoud en simplicity, Jesus het vir ons kom wys, hoe lyk dit? Jesus het grasieus, stylvol in eenvoud geleef. Ek gaan dit weer sê. Jesus het grasieus, stylvol in eenvoud geleef. Daai man het 'n soort waardigheid uitgestraal. Met die minder gehad. En vir hom het dit gaan om die Vader en die wil van die Vader in sy lewe. So, hoe verander jy jou denke daar? Wel, ek dink die eerste plek met al die goed is om by die Here te gaan sit en eerlik met hom te, maar ons wil nie eerlik is oor die goed nie. Ek weet nie hoeveel karre wat ek in my lewe gekoop het met die storie van, ja, jy weet, na 3 jaar moet jy hom vervang, of na 2 jaar moet jy vervang vir belasting aftrekking, jy weet, daai goed. Ons jok vir onsself, vir die klaar van die goed. En ek is nou jammer, ek gebruik my praktiese voorbeelde, maar myself van enige ding, jy weet, noem net die goed op. Daai goed kan jy vir jou bly en vredig, ons weet dit. Swaai jou fokus. Praat met God, as ek nou weer die kar ding kan gebruik, want ek is baie skuldig aan dit. As jy die kar moet koop, praat met die Here daar, of die ander huis, of wat ook al. En die kans is goed dat jy vir sê, go for it, geniet dit. Maar weet jy, as jy dit dan geniet, al die wonderlike goed. En dis die punt, jy sal eers regtig, kan jy die goed regtig geniet, wanneer dit in lyn met God se wil, sy purpose vir jou lewe is, dan eers kan jy dit regtig geniet. Al die baie vakansies, al die baie dinge, dan eers kan jy dit regtig geniet. Want jy het in lyn gekom. So, want jy soek die koninkryk van God in die eerste plek en die wil van God in jou lewe. Dis wat jy soek. Dan wil hy vir jou oorvloed gee. Hy is 'n God van oorvloed. En hy sal jou seën. Hy sal dit, dis hy wil, dis wat hy graag wil doen. So, hoe sal jy weet of jy in die koninkryk van God en sy wil soek? Wel, hy antwoord. Jy sal jou nie bekommer. Dis wat hy sê. Die oomblik wanneer jou lewe vry van bekommernis is, dan lewe jy binne sy koninkryk en binne sy wil. Dit is presies wat hy daar sê. So as jy wil weet, lewe binne sy wil, binne sy koninkryk, dan sal jy 'n lewe van al meer vrede en vrede, al minder en minder bekommernis sal daar in jou lewe. So dit gaan oor 'n innerlike gees van vertroue in my hemelse Vader. En dit is wat hy vir ons almal wil gee. En soos ek gesê het, jy sal eers regtig die genot put uit die dinge uit wat jy het, wanneer jy by hierdie punt gekom het. Dan is dit werklik kan geniet. So, hoe weet jy dat jy binne God se wil en sy koninkryk, wanneer jy nie bekommernis het nie? Wanneer jy weet, hy sal vir jou goed in die regte volgorde gee, soos wat jy dit nodig het. En dit sal uitkom in 3 praktiese goed. As al 3 goed sigbaar word in jou lewe. En die eerste ding is, jy sal lewe met die vaste wete dat God skenk aan my hierdie goed. Hy gee dit vir my. Ek het net gesê, daar kan 'n mikroskopiese klein foutjie in jou liggaam iewers kom. En jy verloor alles. Jy het 1 droogte nodig om alles te verloor. 1 keer so hospitaal wat jou op 'n afdraande pad vat. So alles in hierdie lewe, al werk jy hard en al is jy briljant met jou planne en hoe jy kliënte benader en so al daai goed. Jy kan dit oomblik verloor, want so, wat is dit? Iemand wat met bekommernisloos lewe, omdat hy God vertrou, hy verstaan regtig waar dat alles van God afkom. Dis geskenke. Die tweede ding is dat jy weet hy beskerm wat ek het.
Dit is my nogal 'n wonderlike ding toe ek dit besef. As jy sonder bekommernis kan lewe, dan beteken een van die 3 goed is, dat jy weet God beskerm my goed. Hy sal dit wat hy vir gegee het. Ek hoef my nie te bekommer dat die goed sal verdwyn. As dit verdwyn, gaan hy vir iets anders gee, iets beter, of iets in die plek daarvan. So ek hoef nie so bang. So iemand wat so lewe, weet dis nie die slot aan die deur wat my goed beskerm. Ek moet my goed sluit. Ek moet die versekering en alles, ek moet dit verantwoordelik lewe. Maar dit beskerm nie dit wat God vir my gegee het. Hy is die beskermheer daarvan. Hy sal dit beskerm. Wat 'n wonderlike gerusstelling. En die derde ding is wat sou uitkom wanneer jy God werklik wil vertrou, is dat jy sal deel en sal gee waar jy 'n nood van iemand sien. En dit is vir ons moeilik in die woonbuurte waar ons bly. Praat met die Here daaroor. As jy ekstra goed het, wat jy regtig nie meer gaan gebruik nie, as jy nou gaan sit en by die Here gaan sit en sê, okay, ek gaan nou my fokus sit op hierdie divine center, by Hemelse Vader in my lewe. Wat is die goed wat te veel is hier by my? As jy vir hom, hy sal vir jou wys, vir wie wat jy moet gaan gee. So dis die 3 goed, hoe dit sigbaar word. Jy weet alles is 'n geskenk van God. Die tweede ding is, jy weet hy is die beskermheer van die goed en jy deel gemaklik met ander mense. En dan 'n onderwerp wat mense baie ongemaklik maak, en ek het besluit ek gaan definitief nie meer praat oor dit, want dit is nie die manier om te praat oor dit, maar in hierdie geval is dit of is ander kere geforseerd geweest. Dis een deel, dit maak mense ongelukkig, nie ongelukkig nie, ongemaklik, en jy weet, dit bring op 'n manier 'n spanning. En die tweede ding is, omdat daar soveel mense is wat dit op 'n godslasterlike manier oor die ding praat. En dis dalk ook baie mense skuldig voel en ongemaklik voel. Maar hier is dit nou vandag, dit pas nou hierso. En dis die 10de. En ek gaan al wat ek gaan sê oor die 10de. As jy wil leer om vir God te vertrou, gee jou 10de. 10% van wat jy kry, gee dit terug. Hy het nie die geld nodig nie. Hy sê in Deuteronomium 14 vers 23 sê, kyk, hierdie ouens het godslasterlik praat oor dit. Uit allerlei mooi goedertjies wat hulle nie uit verband uitdruk nie, maar die fokus op dit. Daar's 'n rede gegee in Deuteronomium so vroeg as Deuteronomium 14 vers 23 in die Bybel. Is daai rede gegee vir daai ding. En dit sê dat jy kan leer om God altyd deur te vertrou. Nou waarom praat ons vanoggend, jy weet? Om God te vertrou, dat hy vir my sal sorg, dat ek nie hoef te worry oor die goed, ek moet nie bekommer. Wel, dit is 'n leerproses. En hy het daai ding gegee sodat ek en jy kan leer om te vertrou. Jy gaan nie noodwendig geld kry nie, en dis wat daai godslasterlike manne van praat. Jy sal dit ook kry. Maar daar sal seën in jou huwelik kom, in jou verhoudings. Hy praat oor jou lande, jou slaap. Daar sal seën in jou lewe kom. En die grootste seën gaan hier kom. Nou praat ek later lank oor die 10de, wat ek nie wil. Maar dis 'n leerproses. Dis nie 'n wet nie, dit is van die begin af 'n wet gewees. Glad nie. Dit is 'n manier sodat ons kan leer om God te vertrou. Want hy het geweet hoe ons oor ons goeders voel, wat hy altyd van hom afkom. So, praat met die Here daaroor, en oor al die dinge. So vir vandag, ons het elke week half so iets prakties gegee. So oor vandag se dag, almal van ons smag na eenvoud en minimalistiese soort van 'n lewe. Jy hoor in die woorde rustigheid en kalmte. Ons almal smag daarna. Want die kultuur waarin ons lewe, die wêreld waarin ons lewe, jy weet, vertel vir die teenoorgestelde storie. So, vat nou tyd vandag, maar nie wag vir môre nie. Môre het jy weer 'n klomp van die goed vergeet. As dit dan vandag, jy het net 3 ure nodig, jy het net 'n 30 minute rustig, wat jy net rustig kan raak. En dan praat jy met die Here oor dit. Jy hoef nie jy weet op 'n swak manier dit uitdruk, maar jy hoef nie 'n ingewikkelde gebed te maak. Sê net vir hom, Here, ek het 'n klomp goed in my lewe. 'n Klomp dinge in my lewe.
Hoe wil jy hê moet ek weet nie lekker om, die wêreld waarin ons lewe, het my heeltemal deur mekaar gemaak. Wel psigoties geraak, soos al die ander nou. Wys my wat wil jy hê. En die Here sal vir jou van die goed minder maak, wegvat, ander goed in die plek daarvan bring, en hy sal meer raak in jou lewe. Dit is die doel. Daar's vryheid in eenvoud. Ek beloof jou dit. Daar's vryheid, daar's oorvloed in eenvoud, 'n lewe van eenvoud. Plato het gesê, simplicity is the ultimate sophistication. Maar eenvoudig lewe is nie so eenvoudig. Dit is ons die kultuur waar ons lewe, maak dit anders. Maar ons kan soveel wonderliker lewe, soveel vryer lewe, met soveel meer uitbundigheid, deur net 'n meer eenvoudiger uitkyk te kry op die lewe en op God. En dit is 'n belofte wat hy 2 keer herhaal in hierdie gedeelte. Moenie jou bekommer nie. Dis amper of hy sê, moet jy asseblief nie bekommer. Ek sal vir sorg, ek vir jou gee. Alles wat jy nodig het. Gaan jy en gaan geniet die lewe. Wat in my wil. Jy mag die Here hierdie woorde vat en op 'n manier vryheid bring. 'n soort vreemde vryheid van vrede. Wat ek dink wat 'n wêreld smag aan. Dat is net rustigheid en vrede sal kry. Omdat hy die enigste en die belangrikste geword het. En hy sal dit goed vir jou gee. Amen. Here, dankie vir weer eens vir die eenvoud van die woord en dat so prakties praat. Here, dankie dat dit ons ook half ongemaklik maak. Want dit is vir my 'n bewys dat die Heilige Gees my oortuig van iets. En so wanneer dit ons inspireer na meer van U, dis die Gees wat in ons werk. Dankie daarvoor. Here, ek bid vir vryheid en ek bid vir oorvloed. Vir elkeen wat hierdie woord gehoor het. En wanneer ons gaan stil raak en net gaan sit en net nadink oor dit wat in ons lewe gebeur en in die gang. Here, strook ons van allerlei soort gedagterigtinge of kulturele oortuigings. Dat dit net om U sal gaan. En dit wat U in die groot liefde vir elkeen van ons persoonlik wil gee. 'n lewe van vrede, 'n lewe van rustigheid, waar U dit so mooi sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai. Ek wil julle daarin gemaak.